Ons gaan aan vanaand so 'n bietjie met ons preekreeks oor gebed as 'n beweging na buite toe, maar ek wil eens met vanaand begin. Dit gaan my help om my punt aan julle te verduidelik vanaand. As ons begin met 'n oefening in realiteit en persepsie, 'n baie moeilike oefening, maar julle sal dit reg kry, ek weet. So daar waar jy is, maak toe jou oë, haal diep asem alles van die week uit. Ek het nodig dat jy jou gedagtes leegmaak. Probeer om jou gedagtes te sien soos 'n wit papier. Hulle noem dit tabula rasa. Maak jou gedagtes skoon met 'n wit papier en dan gaan ek 'n woord vir jou gee. En dan as ek die woord gee, dan kyk jy na die eerste beeld of gedagte wat by jou opkom. Alright. Is julle reg? Springkaan. Alright. Deel met my. Wat het in jou gedagtes opgekom toe ek sê springkaan? Nee, sweet, het dit so gelyk? Het dit baie gelyk soos die prentjie in jou kop? Party van ons sou hulle ervaring gehad het, iets van iets glillerig of iets, maar as daar 'n prentjie moet wees, sou dit so gelyk het. Nou wat het jou gehelp om die prentjie in jou kop by die realiteit uit te bring van hoe dit regtig is? Ja, jy het 'n springkaan gesien. Party het al 'n springkaan gevat, net daai, hy het mos 'n steeksel so agter op sy poot en so vas en krap hom so binne in jou hand soos 'n torn. So baie van ons het al 'n springkaan gesien en hom vasgehou en dit het gehelp dat die prentjie wat in jou kop gehad het, ek gesê springkaan, dat jy geweet het dis hoe dit lyk. Jy het 'n ervaring gehad. Jy het 'n sintuiglike belewenis gehad van 'n springkaan. Jy het al vir een gekyk dalk. Party het al vis gevang met hulle. Baie wreed. Maar jy weet hoe dit lyk. En hoe weet, kom ek vra so, is hier vanaand 'n springkaan? Wat sê julle sê? Een op die bord. Hoe weet ons of jy 'n springkaan is of nie? Ons sien. Kan jy 'n springkaan sien vanaand? Ek wil gou 'n meisie vra om my te kom help. Wie sal my kom help? Is jy 'n springkaan? Nee, want ons sien hom nie, nê. So ons verstaan van die realiteit of as springkaan of nie, ons sien hom of ons sien hom nie. So is jy 'n springkaan vanaand, dalk in die tuin, maar is jy een in die kerk op die oomblik? Nee, want ons sien hom nie. Bear with me, maak toe julle oë. Maak julle gedagtes skoon. Die volgende woord is kers. Kers. Wat 'n prentjie kom by jou op as ek sê kers? Miskien so iets? Miskien 'n verjaarsdag kersie? Miskien 'n kers, daai kersie sommer koop by Checkers wat in daai sakkie kom. Dis min of meer die prentjie wat in jou kop opgekom het. Nou hoe weet jy dat jou prentjie wat jy van 'n kers het met dit ooreenstem? Wat jou help om die prentjie by die realiteit uit te bring van hoe dit is? Is daar iemand van jou nog na 'n kers gevat het of 'n kers gesien het nie? Nee, jy jok. Jy moes al. Dan bly jy nie in Rustenburg nie. Nee. So ons het 'n kers gevat al, baie van ons het al met 'n kers gespeel, dat die vlammetjie jou vinger so brand. Ons het al 'n ervaring van 'n kers. So die prentjie wat jy van 'n kers het, en die realiteit daarvan baie te maak daarmee of jy al 'n kers gesien, of dit beleef het, of aan hom gevat het. Volgende woord, kangaroo. Wat 'n prentjie kom by jou op? Ja, so iets. Nee. En alhoewel ons in Suid-Afrika het nie, het ons al baie prentjies en dokumentêrs en films gesien wat joeys of kangaroos in het, nee. En wat het jy nou weer eens gehelp om die prentjie en die realiteit bymekaar te bring? Die kennis wat jy gehad het van 'n kangaroo. Jy het dit al gegoogel of het gesien of 'n film gekyk waar kangaroo en is dit jou gehelp om die beeld wat jy van 'n kangaroo het te toets met die realiteit van hoe dit is. En nou is die vraag weer, is hier vanaand 'n kangaroo? Nee, definitief nie. Hoe weet jy dit? Ons sien hom nie. Nee. Ons sien hom nie.
dis eintlik 'n baie eenvoudige oefening om iets te sê van ons prentjie wat ons van iets het en die ervaring daarvan oor hoe dit is, wat ons daarmee help is die sintuiglike belewenis van wat ons het van wat dit is. Die feit dat ek vanaand aan 'n mikrofoon vat en voel, help my om die prentjie wat ek daarvan het by die realiteit uit te bring. Ook om te weet of iets is, nê. Ons ervaring is ongelooflik belangrik vir die prentjie en die verstaan van of iets is. Elke wat nog baie klein is, sy is nou 6 weke oud, baie boekies persent gekry, en die van julle wat nie weet nie, babatjies lees nog nie op 6 weke nie, ek het dit nie geweet nie, maar sy het boekies by die huis persent gekry, 'n boekie van diere, wat sy eendag gaan lees, 'n baie oulike boekie. As jy die boekie oopslaan, dan is daar 'n prentjie van die dier, en die naam van die dier, en 'n knoppie, as jy hom druk, dan maak die dier ook 'n geluid, en dan langs die knoppie is daar 'n gaatjie in die boekie gesny, met die pels van die dier, waarin jy kan vat. En so leer hierdie kinders van kleins af aan die vat en die luister en die sien om die prentjie te vorm van wat 'n perd is. Die prentjie van 'n perd en hoe 'n perd is en dit weet ek, dit is 'n perd. En dis hoe hy voel en dis hoe hy klink. So 'n baie lang inleiding om te kom by waar ek wil uitkom is dat om te sê dat ervaring is baie belangrik. En in my opinie, dink ek, is dit wat geloof ontsettend moeilik maak. Dis wat geloof moeilik maak. Veral vir jong mense. Want stel nou voor ek het vanaand die oefening gedoen, ek sê, maak skoon julle gedagtes en ek sê die woord God. Watter prentjie kom by jou op? Verskillende prentjies. Ek het 'n paar wat ons het al in die gemeente gedoen. Ek het 'n prentjie saamgebring. Baie van ons prentjies lyk so. Baie van ons het 'n prentjie van sterre. Baie van ons het 'n prentjie van 'n pa, baie van ons het 'n prentjie van 'n sagte moeder, baie van ons het 'n prentjie van 'n klein seentjie wat sê God is vir hom Superman. As hy sy oë toemaak, dan sien hy 'n Superman. So almal van ons se prentjies van God verskil en dis alright, maar die vraag is nou, hoe weet jy dat daardie prentjie wat jy van God het reg is? Hoe toets jy dit? Jy het 'n prentjie van 'n kers. Maar jy kan dit gaan toets, want jy kan 'n kers vat, jy kan hom aansteek, jy kan hom beleef. Hoe weet jy dat jou prentjie wat jy van God het, reg is? Want het ek en jy al vir God gesien? Het jy al aan God gevat? Het jy al soms met God gesels en sy stem gehoor? En dis wat geloof nou moeilik maak. Want iewers skielik moet jy nou 'n prentjie van iets hê waarvan jy glad nie 'n sintuiglike belewenis het nie. En nou nog 'n moeiliker vraag. Hoe weet jy, of nie eens hoe weet jy nie, is God hier vanaand? Party van ons sal sê ja, want ons glo dit met ons hele hart. Ons het redes daarvoor. Anders sal net sê nee of is vir my moeilik want ek kan God nie sien nie. En dis waar ek vanaand 'n paar gedagtes met julle wil deel. Wat maak ons met geloof as ons God nie op hierdie manier kan beleef nie? Of waar kan ons God kry? Ek onthou ek het op 'n stadium in my lewe gekom dat ek regtig myself gesê het, as ek in die geloof gaan bly en hierdie tipe werk gaan doen, gaan ek daarmee moet vrede maak. Dat ek nooit 'n sintuiglike belewenis of ervaring van God gaan hê nie. Dat ek altyd 'n prentjie gaan hê van God. En ek onthou in die teologie waarna ek studeer het in die teologiese skool by Universiteit van Pretoria, die hoofmoment van daai teologiese skool is, hulle leer ons in die dialektiese teologie, 'n baie groot woord wat van Bart afkom, wat maar net sê, hulle leer vir ons dat God is ver buite onsself, en as jy iets oor God wil sê, moet jy raai, en as jy God wil vasvat, jy gaan nooit iets van God kry nie. En die uiteinde van so teologie is hulle vir jou sê, as jy jong mens is, jy gaan altyd net bly tas na God. Jy gaan altyd net bly soek. En as jy dink jy het God in 'n hoek, gaan jy agterkom, nee, God is ook nie daar nie. En was alright vir 'n rukkie in my lewe, tot ek in 'n gemeente gekom het, waar mense regtig by krisisse in hulle lewe gekom het en gesê, maar ek het nou vir God nodig. Dan kan ek nie dialektiese teologie praat en sê, nee, ons gaan eintlik nooit vir God kry nie. Ons sit maar hier en ons tas maar rond. Ek het nog altyd geweet, iewerste moet daar 'n plek wees waar God tog teenwoordig word.
As God in die Bybel sê hy is, dan moet daar mos iewers op hierdie aarde 'n plekkie wees, waar God net iets van homself wys, soos 'n skaduwee. Dis die hoop wat 'n mens maar bly dryf en jy bly soek, met die hoop dat ek miskien iets van God sal sien. God self, maar iets van God sal sien. En dan bly hy ouma soek na die brandende bosse soos Moses. Want as ek sien, dan kan ek ander mense laat sien. En voordat ek preek, moet ek eers sien, voor ek kan preek oor iets wat ek nooit van iets geweet het nie. Dus as jy in die wildtuin ry en jy sien 'n leeu. Jy sien as jy daar's 'n leeu, dan vra hulle waar, sien jy daai boom en daai klip, tussen hulle twee is daar nog 'n bos. Kyk agter hom, daar's 'n stroompie, daar steek sy ore uit. En dan sit jy daar en jy wys so en dis amper soos hierdie. Gelowiges is mense wat mekaar eintlik help om God te vind. En so bly 'n mens soek. So wat ek vanaand met julle wil deel is dat ek dink ek het hierdie week God gesien. Of iets van God. Kan nie God wees in sy volheid, want God is baie groter, maar ek het iets van God gesien wat regtig is, wat reëel is. En toe ek dit sien, toe besef ek het dit al van tevore gesien. Op baie plekke en baie kere. Ek weet nie of ou se hart daarvoor voorberei is nie, of nie reg gesoek het nie. Ek weet nie, maar ek het diep bewus geword hierdie week van hier waar ek nou staan en waarmee ek nou besig is. Hier is iets van God. En ek het dadelik huis toe gaan dit gaan neerskryf. En ek wil iets daarvan vanaand met julle probeer deel. En miskien het die teks my voorberei, want ek was besig met 'n teks vir die laaste 3 weke, waarmee ek geworstel het en waarmee ek gewerk het, wat dalk my hart voorberei het. En ek wil graag julle moet vanaand saam met my kuier. 2 baie kort gedeeltes, maar baie diep gedeeltes. 'n Gemeente of 'n gelowige kan sy hele jaar net in hierdie teks spandeer. Dis 1 Johannes 4, vers 7 en vers 12. Dis 2 teksgedeeltes waarmee ek vanaand wil werk. En Johannes sê onthou, is een van die enigste disippels wat oorleef het op die reis saam met Jesus. Al die ander disippels is doodgemaak. Hy is die disipel wat oorgebly het en na Jesus se maag gekyk het. En aan die einde van sy lewe word hy gevange geneem, maar dit is amper so 'n tipe half huisarrest op 'n eiland, waar hy nog boeke skryf en preke skryf en vir die mense stuur. Maar hy het uit die samelewing uitgehaal en daar gaan hy dood. Wat ek vir julle wil deel is dat Johannes wat hier skryf vir my is sy evangelie, die Johannes evangelie staan bekend as die evangelie van die arend. Want die arend is die enigste dier wat in die son kan kyk en nie kan blind word nie. En daarom lê die evangelie van die arend genoem. Hulle sê dat Johannes het dit reg gekry om in God se hart in te kyk. En van die min ouens wat in God se hart kon inkyk en iets van God verstaan het en iets van Jesus verstaan het. So wanneer ek in Johannes is of in 1 Johannes is of in 2 Johannes is of in Openbaring is, dan weet ek, hierdie ou kan ek glo. Hierdie is 'n ou wat 'n pad gestap het saam met God. Net dit om te sê dat dis waar die teks vandaan kom. Die eerste teks waarmee ek wil lees met werk is 1 Johannes 4 vanaf vers 7. Net hierdie kort gedeelte. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat God liefhet, is 'n kind van God en ken God. Want God is liefde. God is liefde. Daai stukkie staan aan die einde van vers 18. So in vers 7 begin Johannes in die heel eerste plek vir ons te sê, as jy God wil ken, moet jy by liefde gaan soek. Wie God wil ken, moet baie ernstig moeite maak daarmee om iets van liefde te verstaan en liefde te ken. Dat die pad na Gods kennis loop deur liefde. En nou vir ons klink hierdie teks baie eenvoudig, maar onthou net vir so 'n oomblik dat die teks gebeur in 'n bepaalde konteks, net dat die mense wat hierdie teks lees en Johannes self wat 'n Jood was, sou in die psalmtekste en die wysheidstekste gesê het, kennis van God begin op 'n ander plek. Dit begin in die kop. Dit begin by die Shema.
Dit begin by die wette. Dit begin by die nakom van die Sabbat. En Jesus sê net dit. Die pad na Godskennis loop deur liefde. Dis vers 7. En nou vers 12. 'n ongelooflike teks. Hy begin soos ek vanaand begin het. Niemand het God nog ooit gesien nie. Hy sê dit. Niemand het nog ooit 'n sintuiglike ervaring van God gehad, dat God hier gestaan het, ons hom gesien het, en hom kom vat met hom gepraat het, sy stem gehoor het nie. Komma. Maar. Nou die Griekse woord vir maar in die komma is ongelooflik belangrik. Die Griekse skrywer gebruik 'n baie spesifieke woord om te sê, hier kom nou 'n verdieping, nou moet jy kennis neem. Maar, niemand het ooit vir God gesien nie, maar, as ons mekaar liefhet, bly God in ons, en het sy liefde in ons, sy doel volkome bereik. Nou hierdie Afrikaanse vertaling maak dit so 'n bietjie moeilik wat presies daar staan. 'n meer letterlike vertaling staan, as julle mekaar liefhet, sal julle bewus word van God. Of nog anderste. As nog so 'n bietjie met teks kan speel. Daar waar mense mekaar liefhet, begin hulle God sien. 1 Johannes 4 vers 12. Niemand het nog ooit 'n sintuiglike ervaring van God gehad nie, maar daar waar mense mekaar liefhet, daar sal hulle God sien en God ervaar. En dit was my ongelooflike teks. En ek wil so 'n bietjie 'n woordsom doen vanaand, om julle presies te wys. Griekse taal is amper soos 'n woordsom, nee, so 'n woordsom van amper A, B is gelyk aan C, dan C gelyk aan D. En ek sien baie goed met wiskunde nie. Regtig, party aande slaan ek nog koue sweet uit en droom ek skryf wiskunde. En nou party middag pas ek my suster se dogtertjies op. En Adrienne is nou so graad 3 en hulle doen al woordsomme, ek kan dit nie onthou nie. Verskriklike woordsomme, van ons 6 hasies en die een is weg en die een se ore is so lank en die wind vaai so, wie hardloop die vinnigste, wie staan stil? Sê ek, wat sê vir die juffrou? Die antwoord is 0, al die hasies is dood, hulle is vergiftig. Sy sal dit verstaan, sy bly in Suid-Afrika. Maar 1 Johannes 4 vers 12 is 'n Griekse woordsom, wat so lyk. Niemand het God gesien nie, maar God is liefde, en waar liefde is, sien jy God. 'n eenvoudige manier om Johannes 4 vers 12 te verstaan. Niemand het God gesien nie, maar waar liefde is God. So wat hierdie teks vir my gesê het, vir my wys is dat as ons God soek, is in die eerste plek nie in kerke en in die hemel of op ander plekke nie. God is hier en hy word teenwoordig van mense op een of ander manier hulle self verlief te gee. En hoor nou mooi, nee. Baie keer wanneer ons spreek of praat oor liefde, dan sê ons, jy moet lief hê, jy moet lief hê. En baie keer is dit so amper 'n ding van, dat hierdie moet lief hê, is dat God my moet vergewe, en dat ek eendag in die hemel moet kom. Dat as ons hierdie teks so lees, is die opdrag om lief te hê, nie 'n opdrag nie, maar dis 'n plek waar ons bewus word van God. Dis die brandende bosse waarna ek en jy smag. Dis baie meer as net 'n opdrag. Dis 'n plek waar God gevind word. 'n plek waar die een wat liefde gee, iets van God leer ken, en die een wat iets ontvang, iets van God leer ken. Niemand het God gesien nie, maar waar liefde is, daar wys God sy gesig. Dit word 'n padkaart om by God uit te kom. So die afleiding wat ek gemaak het vir myself is dat, en ek kan verkeerd wees, dat as daar 'n afwesigheid van God dan in my lewe is, ek praat van myself, nie van julle nie, van myself. As daar 'n afwesigheid van God in my lewe dan is, en as ek hierdie som dan reg verstaan, is dat ek in 'n bepaalde stuk liefdeloosheid leef, of myself nog nie op so 'n manier vir liefde gee nie, want die Bybel sê in die Bybel is die woord van God, dat God is waar liefde geleef word en waar liefde gegee word. So as daar 'n plek in my lewe is waar ek sê ek sukkel om God te sien, het dit niks met God te doen nie, maar dalk die manier hoe ek na buite toe leef.
storie wat ek vir myself opmaak oor my eie lewe. Die ander afleiding wat ek maak is, as die wêreld vir ons sê, hulle sien nie vir God nie. Ek het probeer 'n fotootjie saambring vandag, maar ek kry dit nêrens meer nie. So 5 jaar terug het hulle in Londen, het een van die miljonêers in Londen so veldtog geloods waar hulle op die busse geplak het, "Stop worrying, live your life, God is dead." Dink jy het al vele gewys. Op al die rooi busse in Londen. Nou wat 'n afleiding moet ons maak as die wêreld vir ons sê God is dood? Is dit hulle skuld? Is dit God se skuld? Of wat sê hierdie teks? As daar 'n wesigheid van God se teenwoordigheid in die wêreld is dit ons skuld. Maar wat doen die kerk dan? Wat die kerk in Londen doen? Ons skryf briewe, ons preek net meer. En al wat God net sê is, hier lief, so as daar 'n wesigheid van God in die wêreld is, dan is dit ons, die kerk, wat iets vergeet het van hierdie plek waar God homself wys. As ek nog 2 voorbeelde kan noem, en dit het niks met julle te doen nie, dis voorbeelde, dat as ouers by my kom en vir my sê, Dominee, jy moet by ons kom kuier, want my kind wil niks van die kerk weet nie. Wil niks van God weet nie. As hulle glo nie in God nie. Voor ek hierdie teks gelees het, sou dalk 'n teologiese debat gewees het. Miskien vir die kind die Heidelbergse katekismes in die hand stop. Vir Dordtse leerreëls of iets. Nou vra ek net die vraag. Hoe lyk julle huwelik? Hoe lyk dit as pa en ma met mekaar praat? Hoe lyk die liefde ding hier tussen julle? Nee, dit gaan nie goed nie. As ek jy daarby bring jou kind kerk toe nie. Want God word teenwoordig vir kinders waar daar liefde is. Maak my nogal bang op 'n manier. Huweliksmaats kom nogal gereeld. Sê ek sukkel met my man of my vrou, ek dink ek moet hom los. Hulle glo nie. Glo nie in God nie. Wat moet ek doen? Moet ek van Bybelversies op die yskas skryf? Moet ek vir haar Bybelversies in haar kosblik sit met ons 'n gebedsuur hou vroeg in die oggend? Dan dink ek myself, dit kan werk, maar vra ek 'n ander vraag. Hoe gaan dit met die huwelik? Hoe gaan dit met hierdie verhouding ding tussen julle? Hoe lyk die liefde? Nie ons praat nie, en ons is op 'n goeie plek al vir 3 jaar nie, en so. Sê, jy kan jou huweliksmaat help om iets van God te beleef en te ervaar waar daar liefde is. Dis sommer net waar my gedagtes gegaan het. So nou wil ek gou die storie vertel voor ek begin afsluit van wat hierdie week met my gebeur het. So kom ek by die huis na 'n dag in Pretoria. Ek kyk by my venster uit en ek sien iets daar by die swembad, by my ry by die swembad. En ek sien iets soos 'n brandende bos. Ek sluit die deur versigtig oop, ek stap uit my swembad hier om by die deur en ek kom hier by die gras. Toe ek hier kom, toe sê die Here vir my, trek uit jou skoene, jy is op heilige grond. God is hier. Toe ek nader kom, toe sien ek 'n klomp mense wat kos van 'n trok aflaai. Die trok was van Ottosdal af. En die trok agterom van Sekunda af. En toe ek in die saal kom, toe is daar 'n klomp mense wat net die dag afgevat het om te kom werk en hulle hande te gee. En saam met die hele storie wat in die gemeente gebeur het hierdie week, dat mense net kom uitdeel en met hulle bure praat met wie hulle vir jare nie gepraat het nie, om net te sê, hoor jy by ons kerk het ons emmers gekry, ek sien nie is arm nie, maar het jy dit nodig? Jy sal nie glo nie. Jy sal nie glo nie. My kinders is op pad van Bronkhorstspruit af om vir ons kos te want ons weet nie wie om te vra in Rustenburg nie. Hy weet ons eintlik 4 emmers, jy kan alles kry. En op daardie stadium in die hele storie het ek nog niks gedoen nie. Dit was Roo wat dit gedoen het en 'n klomp ander mense. Maar dis presies die punt. Dit wat ander mense gedoen het en hoe hulle geleef het met die mense in hulle lewe, het my bewus gemaak van God.
En dis die punt van alles. Voor ek nog iets gedoen het, het ek in liefde van 'n paar mense iets van God se teenwoordigheid beleef. En dan wil ek vanaand wil sê, dis my en jou journey. Ek en jy is net 'n kanaal wat God wil gebruik om in hierdie wêreld God te wees. En ek weet nie kom het God dit so bestem, hy moes eerder sy engele gebruik het. Ek en jy is nie die beste nie. Ons het klomp verwondheid, ons is sleg met verhoudings, ons leef baie keer net vir onsself, ons is bekommerd oor 'n klomp goed. Hy moet net sy engele gevra het. Maar ek dink hoekom God dit gedoen het is, want hy weet dat daar lê krag daarin. Die enigste manier hoe mense verander en 'n diep koneksie met God kom. Ons soek dit in Bybelstudies en diep Bybellees in 'n klomp plekke. Die enigste plek waar dit gebeur is ek die pad neem te sê, Here, ek is u kanaal, gebruik my. Daar gebeur iets aan daai kant. Maar ek sê iets vertel van daai mense wat die emmers gevat het na die buurt wat in hulle lewe gebeur het. En nou praat ek nie net van kos uitdeel, glad nie. Ek praat nie van charity nie. En liefdadigheid en barmhartigheid nie. Ek praat van 'n dieper storie. Ek praat van 'n lewe wat ingestel is op hierdie waarheid. Hierdie diep waarheid. So ek wil begin afsluit. Ek wil by Jesus eindig. Ek dink die manier hoe Jesus liefde geleef het, help my en jou om 'n paar dinge te verstaan van wat God van ons vra. Ek wil net dit sê, as ek by Jesus kom. Onthou net vir 'n oomblik die disippels. Onthou hulle reis, onthou Petrus se reis veral. Hy is my goeie voorbeeld. Voor Jesus met hom besig was, het hy 'n godsbegrip gehad. Hy was 'n Jood. En meer as nog dink ons, hy was 'n seloot. Hy het 'n politieke verstaan, om dit eenvoudig te sê, hy was baie sterk tradisievas Jood. En dan kom Jesus in sy lewe in, en wat doen Jesus? Sê hy vir hulle, sit julle, ek gaan gou Samaria toe. Jy kom saam, ek wil iets wys. Dan doen hy iets, hy vat iemand siek as hy maak 'n genesing, dan gaan hy terug en sê vir Petrus, so Petrus, wat het jy hier beleef, wat het jy ervaar, vertel my daarvan. En so word Petrus verander met elke ontmoeting. Met elke ontmoeting word hy verander sy prentjie van God. En dis presies, die leefwyse van Jesus help mense in die uitleef van liefde om by God uit te kom. 'n Paar goed, 4 goed om spesifiek te wees. 1. Jesus leer ons, liefde is 'n leefwyse. Die liefde wat God van ons vra in die Shema, jy moet God lief hê en jou naaste as jouself. Dis 'n leefwyse. God vra nie vir uitreik en vir barmhartigheid of van tyd tot tyd die lewe te ontmoet in liefde nie. Dit vra ingesteldheid. Dis 'n leefwyse. En dis nie net die liefde van, as ek die woord sê liefde vandag, dan dink ons aan 'n nuwe Romeo en Juliet fliek en ons dink aan Pink se nuwe liedjie, A Good Warm Fuzzy Feeling. Dis nie dit nie. Dis 'n ingesteldheid om vir die wêreld te probeer lief wees soos God vir die wêreld lief is. Dis 'n leefwyse. In die tweede plek, hierdie liefde van Jesus was soekend en hy nooi ons uit om soekend te leef. Hoor baie mooi. Jesus het in die wêreld gaan loop en mense gaan soek. Wat honger en dors was na liefde, na God. Ons noem dit liefde, maar God. Honger en dors was. Hy het hulle gaan soek. So, miskien vir ons dan net om te sê, ons sal moet leer om meer soekend te leef met ons liefde. Derdens, sonder voorwaardes. Sonder voorwaardes, wat ook al jou voorwaardes is. En dan doen Jesus wat nodig is. En dit is nogal vir my mooi. Dit wys my iets van sy goddelike ingesteldheid en sy behoefte om by mense uit te kom. Jesus kom nie by melaatse en genees hom van doofheid nie. Of sê vir 'n klomp honger mense, hier is weer 'n klomp komberse nie. Hy gaan net sê, wat het jy nodig? Hy praat met die vrou by die put. En in sy gesprek met haar kom hy eintlik agter dat hierdie vrou 'n diep worsteling met skuldgevoel. En wat gee hy vir haar? Vergifnis. 'n Nuwe prentjie van God wat sê, God is liefde, God kan vergewe, God roep jou in 'n nuwe koneksie en God gee jou 'n tweede kans. So God se liefde is vra prakties.
Doen wat nodig is. Doen wat nodig is. En ons doen dit alles met die wete dat die wêreld soek na God. En ek en jy die vermoë om iets daarvan te wys. Dis dit. Nou partykeer oorweldig die nood in Rustenburg my. Die afhanklikheid. Die armoede, 5 kilos van hier af. Gebroke verhoudings. Wonder ek regtig partykeer, kan God regtig iets doen? Hoe verander jy dit? Hoe doen jy iets daaraan? Er gebeur iets soos hierdie week in ons samelewing, en dit was nie net by hierdie gemeente nie. Dit was by al die gemeentes in die dorp. En daar iets fenomenaals en gebeur het, en ek besef, God kan. Deur my en jou. Ek kan nie alleen nie, ek kan iets doen. Maar as dalk 3 van julle se harte wakker word, om net daar weer jou voet neersit te gaan liefde leef stories te luister, kan ons iets doen, ons kan. Ek sluit af, ons maak amper klaar met ons reeks oor gebed as 'n beweging na buite toe. Ek dink dis die heiligste vorm van gebed, as God jou in jou gebed na God toe, na binne toe, kan beweeg na die wêreld toe. Vir my is die heiligste vorm van gebed, dit wat gebeur nadat jy amen sê, en totdat jy weer bid. Ek het al eerste oggend gesê, dis die heilige stilte, tussen jou een gebed en jou volgende gebed. Want in daardie stilte roep God jou, om jou gebed te gaan leef. Jy word eintlik jou gebed. Wat ek bedoel is, man, dit, Here help hulle. Ek sal, maar ek het iemand nodig. Waar die Here jou beweeg, om daarin te tree. Ek het hierdie eintlik maar net so ingesit as 'n fyn teologiese grappie, maar ek hoop julle sal dit waardeer, dan maak ek klaar. Mense vra in die Bybelse tyd vir Jesus teologiese vrae, en hy antwoord hulle met liefde. Vandag vra die mense liefde vrae, en die kerk antwoord hulle met teologie. Mag die Here ons help om daarvan vry te kom. Mag jy bewus word, dat jy 'n kanaal is, en mag jy self in jou liefde wat jy leef, al is dit moeilik, iets van God beleef, en mag dit ook aan die ander kant gebeur. Amen.